Hey, baie dankie dat jy by ons aansluit. As jy nuut is by SA Gemeente, maak asseblief seker dat jy ingeskakel is op al ons kommunikasie. Stuur 'n eenvoudige e-pos na hierdie adres en ons kontak jou. Ons het iets vir jou en jou gesin en dit maak nie saak of jy in die Guildford omgewing woon of nie. As jy al 'n rukkie aanlyn kyk en dalk SA Gemeente as jou kerk beskou, wil ek jou nooi om finansiëel saam met ons te werk. Ons het dit baie maklik gemaak vir jou om dit te doen. Besoek net die webwerf onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. En aan diegene wat reeds 'n plan het om ons kerk finansiëel te ondersteun, baie dankie dat julle ons help om mense letterlik reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Ons waardeer jou. En nou, hier is vandag se boodskap. SA Gemeente, ons begin met 'n nuwe reeks wat ons noem The Power of 5. Hoekom sal ons dit doen? Wat as ek vir jou vertel? Die kerk het 5 eenvoudige waarhede en sonder hulle verloor ons alles. Nie groot programme nie, nie tradisies nie, nie mooi geboue nie, 5 riglyne wat soos 'n kompas werk. 'n Kompas wat sê: die woord wys die rigting. Geloof is ons antwoord. Genade is God se geskenk. Christus is die kern. God se heerlikheid is die doel. En elke keer wanneer die kerk een of meer van hierdie 5 vergeet, dan gebeur dit. Ons raak vasgevang in onsself. Ons bou kerke rondom mense en nie rondom God nie. Maar elke keer wanneer ons dit weer ontdek, bars kragtige nuwe lewe los. Dit is wat hierdie reeks doen. Dit is nie net geskiedenis nie. Dit is 'n herontdekking van hoe die kerk weer haar pad vind. Nou, ons gaan ons hand met 5 vingers as beeld dwars deur hierdie reeks gebruik sodat ons dit maklik kan onthou. So 1, die woord is hierdie ringvinger. Vertel vir ons wie en hoe God is, gee vir ons beloftes waarop ons lewens hoop en toekoms bou, net soos die ring die simbool is van huweliksbelofte. Geloof is die klein vingerpinkie, die swak vinger, is waarmee ons seker die meeste stikkel, want geloof vra om God te vertrou ten spyte van wie ons is en wat ons nie reg kry nie, ten spyte van wat ons weet en nie sien nie. Geloof is waarin jy vashou as jy niks anders het nie. Geloof is ons antwoord. Genade, dit is hierdie lang middelvinger en dit is onverdiend en onbeperk en verniet. Dit het geen grense of voorwaardes nie. Dit hou die langste, want dit is hoe God is. Genade is God se geskenk aan ons waarmee ons in hierdie wêreld leef. Christus, dis hy wysvinger. Dis ons voorbeeld. Net hy red. Hy is die een wat die pad nie net wys nie, maar self loop. En ons moet soos Jesus wees, want hy verander ons harte, sodat ons agter hom kan aanleef in hierdie wêreld in. Jesus staan in die middelpunt. En dan God se heerlikheid, dit is die duim. En dan die hele hand waarmee ons God loof, is die doel van ons lewens. Alles wat ons is en het, kom van God af. En alles wat ons is en ons as kerk doen, is om aan God die eer te bring. Ons leef nie meer vir onsself nie. So hierdie 5 sake vertel watter tipe kerk ons wil wees. Ons is uitgedaag om na buite te leef, met oop hande en harte wat deur Christus aan die brand gesteek is, om vir ander ook genade te hê, terwyl ons in geloof vashou, net aan hierdie Here en sy woord, sodat 'n wêreld ons God in ons kan raak sien en ook aan hom die eer bring. Nou ja, Vandag begin ons by sola scriptura, daai ringvinger, slegs die woord. Ons bevestig die gesag van die Bybel baie sterk, maar kritiseer die feit hoe sola scriptura soms misbruik is om te beteken slegs my interpretasie van die Bybel geld. Ons beklemtoon dat die Bybel gelees moet word in sy historiese en narratiewe konteks, veral binne die wêreld van die eerste eeuse Judaïsme, ook dat dit binne die kerk en nie as 'n uitsluitlik individualistiese oefening gelees word nie, sodat ons mekaar kan verantwoordelik hou rondom die interpretasie en uitleef van die teks. Stel jou voor, jy is 12 jaar oud, jy stap in 'n bos saam met jou pa, dis 'n somersdag, jy dink jy weet presies waar jy is, totdat jy na 'n paar draaie besef, jy het eintlik geen idee meer waar jy is nie, alles lyk dieselfde, jou pa glimlag net, steek sy hand in sy sak en haal 'n klein kompas uit, hy hou dit voor jou, kyk, dit wys altyd noord, so weet jy waar jy is.
Nou, spring 500 jaar terug, die kerk in Europa het presies so gevoel, verlore in 'n bos van tradisies, gebruike, reëls en dogmas. Die Romeinse kerk het die Bybel weg van mense gehou en hulle eie interpretasie daarvan gemaak, en die nasies letterlik na hulle eie wil regeer, en die mense het maar gedooie gevolg. Mense het geweet daar is iets van God, maar die pad het onduidelik geraak. Toe kom die reformatie. Martin Luther, wat studeer as 'n Romeinse priester, lees die Bybel en besef, genade, wat in die Bybel staan is glad en geheel nie wat verkondig word nie. So die reformatie met Martin Luther aan die voorpunt, bring nie 'n nuwe kaart nie. Hulle haal net die kompas uit. Hulle sê sola scriptura, slegs die skrif. Die Bybel alleen wys weer die rigting. Maar wat beteken dit vandag? Want baie mense dink sola scriptura beteken net jy en jou Bybel op jou eie. Ander dink dit beteken jy moet alles hyperletterlik lees. En dit is nie wat die reformatie bedoel het nie, is amper nie. Ek bedoel, in Markus 7 kyk Jesus die godsdienstige leiers van sy dag in die oë en sê 'n paar dinge vir hulle. Daar by vers 5, die fariseërs en skrifkenners vra Jesus toe, waarom volg jou disippels nie die tradisie van ons voorvaders nie? Hulle eet dan sonder om vooraf hulle hande seremonieel te was. Hy het hulle geantwoord, julle skynheiliges. Die profeet Jesaja het dit al raak gestel toe hy van julle geskryf het. Hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte, nee, die is ver van my af. Hulle godsdiens is blote skyn, want hulle hou menslike dogmas voor as wette van God. Julle ignoreer God se opdragte en hou ten koste daarvan aan menslike tradisies vas. Dit is nogal 'n skok, né? Want tradisie klink mos veilig, maar Jesus sê tradisie het die kern van die woord verduister. Dink daaroor. Hoe gereeld doen ons dieselfde? Ons heg ons geloof vas aan 'n musiekstyl of 'n sekere Bybelvertaling of hoe Sondagdiens moet lyk, hoeveel Afrikaans en hoeveel Engels, maar Jesus herinner ons, net die woord wys die pad. Alles anders is opsioneel. Jy moet die woord verstaan en bietjie lees sodat dit rigting kan gee vir jou. Die Bybel is 'n venster, is nie 'n muur nie. In Johannes 5 sê Jesus, julle ondersoek die skrifte, en dit is hulle wat van my getuig. Tog wil julle nie na my toe kom nie. Die ironie? Jy kan die Bybel lees en steeds vir Jesus mis. Ek ken baie sulke Christene. Die reformatie se kompas wys altyd na Christus toe. Dis nie 'n muur vol verse wat jy teen ander gooi nie. Dis 'n venster waardeur jy hom sien. Ek onthou 'n jong man wat van een keer gesê het, ek het die Bybel 2 keer deurgelees, maar ek voel niks nader aan God nie. Wat was my antwoord? Jy het die woorde gelees, maar jy het die persoon nie gesoek nie, het hom nie gekry nie. Ons maak ook met die Bybel wat ons wil. Ons hou daarvan om tekste letterlik op te vat wanneer dit my pas, en ander kere wanneer dit my nie pas nie, dan is ons oop vir interpretasie. Die sleg hiervan is dat ons mekaar begin verdag maak oor hoe ons die Bybel lees. Ek is reg en jy is verkeerd. Hier is 'n raaisel, Matteus 5. As jou oog jou laat struikel, ruk dit uit, letterlik, dan sou ons gemeente vol mense gewees het met oogklappe. Maar die reformatoriese letterlik het iets anders beteken in hierdie teks. Lees dit volgens wat die skrywer wou sê, 'n metafoor van beskerming, 'n oordrywing om die erns van sonde te wys. Dit is eintlik bevrydend. Die Bybel is poësie, storie, profesie, geskiedenis, nie 'n droë handleiding nie. Jy moet dit hoor soos dit bedoel is. Wat van nog ene? Die wegraping. Mense like dit. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17. Gelowiges word in die lug opgeneem en verdwyn letterlik van die aarde, 'n populêre lees. Maar die Griekse woord apanthesis beteken om die koning tegemoet te gaan en hom terug te begelei in sy stad. Die beeld is nie 'n ontsnapping van die aarde nie, maar 'n dramatiese aankondiging van Christus se wederkoms en heerskappy op die aarde. Of nog een. Johannes 14 vers 2. In die huis van my Vader is daar baie kamers. As dit nie so was nie, sou ek dit aan julle gesê het. Ek gaan soontoe om vir julle plek gereed te maak. Letterlik opgeneem, 'n hemelse herehuis waar elke gelowige 'n privaat woning kry met 'n en-suite. Maar in die Griekse teks dui dit op woonplek of verblyf en pas by die tempel en tabernakelbeelde. Dit wys dat God sy teenwoordigheid onder sy mense bevestig. Dit is nie 'n netjiese afgebakende woning in die hemel nie, maar 'n beeld van gemeenskap in God se nuwe skepping. Hoe gee die Bybel vir ons rigting vandag met al ons diversiteit? En ek dink ons kry 'n uitstekende voorbeeld in Handelinge 15, nog 'n voorbeeld. Ek weet, daar bars 'n groot debat los. Moet nuwe gelowiges die hele wet van Moses onderhou? Sommige sê ja, ander sê nee. Handelinge 15 beskryf 'n groot debat in die vroeë Christelike kerk. Moet heidense bekeerlinge die Joodse wet gehoorsaam, byvoorbeeld besnydenis, dieet en seremoniële wette, om werklik deel van God se volk te wees en gered te word? Dis die vraag.
Paulus en ander voer aan dat redding deur genade en geloof kom en nie deur die wet nie. Maar die kwessie gaan ook oor hoe Christene uit verskillende kulturele of godsdienstige agtergronde saam moet leef. Hoe hanteer ons hierdie diversiteit wat Christendom inherent nou is? Eintlik is dit eenvoudig en dit is dat ons deur God aanvaar word uit genade, nie deur ons prestasie nie. Wettisisme, dit natuurlik om gehoorsaamheid aan die wet 'n vereiste vir redding te maak, verdraai die evangelie. Handelinge 15 wys hoe sommige in die vroeë kerk geëis het dat heidense Christene aan die wet van Moses moes onderwerp. En sodra mense deur geloof gered is hulle vry van die eise van die wet as 'n manier van redding. Maar daardie vryheid beteken nie wetteloosheid of onverantwoordelikheid nie. Hoor mooi. Heidense gelowiges is nie gedwing om Joods te word in 'n ritueel of kultuur net om Christene te wees nie. Handelinge 15 wys vir ons verder dat Christelike gemeenskap, veral wanneer dit divers is, Joods en heidense gelowiges saam, Grieke, Romeine, meganismes nodig het om meningsverskille op te los en eenheid in die waarheid te handhaaf. En daar's ook 'n sensitiwiteit in hoe gelowiges uit verskillende kulturele agtergronde mekaar behandel. Byvoorbeeld, al was die heidene nie gebind aan al die Joodse gebruike nie, is hulle tog gevra om sekere praktyke te vermy wat Joodse gelowiges aanstoot kon gee. Byvoorbeeld, vleis wat aan die afgode geoffer is. Jy sien, ware suiwerheid lê nie in uiterlike rituele, besnydenis, dieetwette en daai goeters nie, maar in die hart. Die wet het wel 'n doel, byvoorbeeld morele leiding, gemeenskap en samehorigheid, maar dit is nie die grondslag van aanvaarding voor God nie. Die vroeë kerk se besluit in Handelinge 15 handhaaf hierdie suiwerheid van die evangelie, dat mense deur genade geregverdig word, nie deur werke nie, terwyl dit ook prakties is oor hoe om saam te leef in 'n gemengde gemeenskap. Wat is die rigting wat ons skryf vir vandag? Kerke moet evangelie gesentreerd bly. Met ander woorde, waarheid en genade moet saamgehou word. As jy waarheid sonder genade beklemtoon, veral jy in wettisisme, as jy genade sonder waarheid beklemtoon, verval jy in relativisme. Individuele gelowiges moet hulle eie harte ondersoek vir wettisisme. Met ander woorde, wat probeer om aanvaarding te verdien? Of vir goedkoop genade en die evangelie as 'n lisensie vir sonde te sien. In multikulturele Christelike gemeenskappe moet daar nederigheid en bereidwilligheid wees om in nie-essensiële sake toe te gee of aan te pas ter wille van eenheid, sonder om die kernwaarheid in te boet. In Handelinge 15 kom hulle bymekaar, hulle bid, hulle praat en onder leiding van die Heilige Gees besluit hulle nee. Christus alleen red. Dis die kerk wat weer na die kompas kyk. Tradisie sê een ding, kultuur sê 'n ander, maar die woord wys Christus as die middelpunt en hulle sê almal is welkom. Psalm 119 sê u woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Dis nie 'n vloedlig wat alles vooruit verlig nie. Dis 'n lamp, net genoeg lig vir die volgende paar tree en dis hoe God werk. Hy gee jou nie die hele kaart van jou lewe nie. Hy gee jou 'n lamp en 'n kompas wat altyd na Christus wys. So hier is die groot idee. Sola Scriptura was nooit net 'n reformasieslagspreuk nie. Dit was 'n herinnering. Die woord is jou kompas en dit wys altyd na Christus. En dalk, as jy die volgende keer verlore voel in jou eie lewe, tussen jou werk, jou besluite, jou vrese, haal jy daardie kompas uit. Jy maak die Bybel oop en jy ontdek weer die rigting is nie onduidelik nie. Noord wys altyd na Jesus. Die Bybel bly krities belangrik in die rigting waarin ons beweeg as Christene. Solank ons dit gebruik om na Jesus Christus ons koning te wys en soos hy te leef, sal ons altyd in veilige waters vaar. Tel jou Bybel op en begin weer ernstig lees. Geniet dit. Kom kerk toe en hoor hoe dit interpreteer word vir vandag. Spandeer tyd saam met jou kerk in daardie stukke en groei in jou geloof. Pas op vir my verstaan van die Bybel. Jy gaan afdwaal en 'n dilemma skep vir ander mense wat al moontlik potensiële Christene kan word en wees. En dit is Sola Scriptura. Amen. Here, dankie dat U vir ons die woord gee, vir ons slegs die woord gee, waaraan ons kan vashou, waaraan ons kan vat, wat ons kan ernstig opneem. Here, dankie dat ons dit ook kan interpreteer, dat ons U hart in elke ding kan sien, en dat ons daarvolgens kan lewe, nie net 2000 jaar terug, maar vandag, net hier, in 2025. Dankie dat U dit as een van ons
kernpilare deur Martin Luther kom vestig het in die reformatie, dat ons nie weer afdwaal in dinge waar mense 'n bepaalde ek verstaan van die Bybel het en daarmee die wêreld afsleep in die slote in nie, maar dat ons kan opstaan op 'n heuwel, 'n lig kan wees wat kan skyn vir mense wat dit soek. Help ons om met verantwoordelikheid as 'n gemeenskap altyd ons Bybels te interpreteer, te herinterpreteer en die beste te soek, om erns te maak daarmee en saam as 'n gemeenskap van gelowiges, as 'n kerk daarin te wandel. Ons eer U vir die Bybel, ons het in ons reeks, wat is die Bybel, net wonderlik gesien hoe dit tot stand gekom. En nou sien ons hier in die kerk, is dit nogal 'n sentrale deel, dit is 'n belangrike pilaar van ons gereformeerde tradisie, te sê dat die woord wys vir ons rigting, en slegs die woord is vir ons belangrik, saam met ons ander 4 pilare wat ons in die volgende paar weke gaan ontdek, en hoe elkeen van hierdie pilare na die hoofpilaar toe wys, Christus alleen. Hy wat uit die doodheid opgestaan het, wat lewe en nuwe hoop bring. Dankie dat al hierdie ander solas daai ene kan beklemtoon, dat die woord ons altyd na Christus toe vat, en dat dit is wat ons kan raak sien. Ons eer U daarvoor, ons loof U naam vir die Bybel wat ons het. Amen. Ek sien jou in die naam van God die Vader, wat hierdie aarde gemaak het en alles daarin, wat jy kan geniet. Ek sien jou in die naam van Jesus Christus, wat opgestaan het, wat lewe en wat nuwe hoop gee. Ek sien jou in die naam van die Heilige Gees, wat elke skrywer van die Bybel geïnspireer het, om hulle ervaring van Jesus te deel, wat ook bereid was om te sê, hoe soek ons Jesus deur alles, en ons kyk nie net in die vaste wit en swart vas nie, maar die Bybel geïnterpreteer, daarmee gewerk en het 'n werklikheid gemaak, sommer vir enige iemand wat 'n Christen wou word. Help ons en help jouself om vas te bly in die Bybel, en kom ons maak dit iets wat toeganklik is vir almal wat die kerk soek en wat Jesus soek. Jy is geseënd. Amen.